jou bewaarder. Die woord bewaarder kom 3 keer, vers 3, 4 en 5 in die Psalm voor, en die versekering dat die Here jou sal bewaar, kom ook 3 keer voor, in vers 7 en vers 8. Wat word hiermee bedoel? Die vertaling in die nuwere vertalings, beskermer of beskerm, is vir my 'n effens onbevredigende vertaling. Dit lê na my gevoel veel klem op die fisiese beskerming. So asof die Here soos 'n sekuriteitsmaatskappy of die beskermingsdienste is, wat die heeltyd net daar is om te keer dat ek seer kry of iets oorkom. Beskerming is vir my 'n koue woord, wat ek met 'n kamera en gewere en toerusting kan assosieer. Die ouer vertaling vertaal die woord met bewaarder en bewaring. Dit is vir my al meer omvattend. In Afrikaans kry ons immers nie 'n woord soos 'n bewaringskamera of toerusting of 'n bewaringsmaatskappy nie. Tog het bewaring weer 'n negatiewe konnotasie met tronkbewaarder. In Engels word die woord vertaal met helper, guardian en die werkwoord met watch over. Die woord word in die Bybel gebruik in die opdrag wat ons het ten opsigte van die skepping. Ons moet die skepping bewaar. Daar lê besorgdheid en omgee agter die woord. Dit word verder gebruik vir byvoorbeeld Jakob, wat Laban se skape moet bewaar. Dis inderdaad ook 'n oorlogsterm waar die betekenis van beskerming sterk na vore kom. Ons ontvang in die Bybel die opdrag om die Here se wette te bewaar. En dit het weer 'n betekenis van, ons moet dit daaraan aandag gee, ons moet ons daarvoor beywer. Laastens druk dit ook iets uit wat ons vandag sou verstaan onder 'n versorger van byvoorbeeld 'n bejaarde of gestremde mens. Dis 'n verhoudingswoord. Dit impliseer totale omgee. Miskien sou 'n nuutskepping soos volg kon wees: die Here is jou omgeer, jou aandaggeer, jou moeitedoener. In wese is dit niks anders as wat ons in die aanspreekvorm Jahwe, wat 5 keer in die Psalm gebruik word, vind nie. Dit gaan oor die verbondsgod, die getroue God wat liefhet en wat omgee. In die sin kan net Jahwe waarlik jou bewaarder wees. Die een wat sy volk in die woestyn met 'n wolk en 'n vuurkolom gelei het. Die een wat vir sy volk op die woestynpad versorg het, bewaar het. Ten diepste is die betekenis van bewaarder geopenbaar in die koms van Jesus Christus. Met sy opofferende liefde het hy gekom ter wille van mense. Hy het hulle in hulle nood kom raak sien, vir hulle kom sorg, hulle bemoedig, vir hulle kom leer, die regte pad kom lei, en uiteindelik homself in hulle, in ons plek oorgegee, sodat ons in 'n Vaderhand kan lewe. En hy tree vandag nog so op aan die regterhand van die Vader. Hy tree vir ons in, hy is ons omgeer. Hy het sy gees, die trooster, gestuur, om niks anders te wees in ons nie, as 'n bewaarder. Ek kan vandag aan geen beter nuus dink, om vir jou te sê, vir jou wat hulp soek, en jou hulp verslaar, te sê waar, om 'n bewaarder te kry. Die Here is jou bewaarder. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Goeienaand.